Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 13, 20 tot 26 Junie. Die ewigheid tegemoet. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons kom vandag na U met dankbare harte en ons dank U vir die voorreg om weer eens uit U woord te leer en te bestudeer. Liewe Heer, ons vra waar ons weer eens hierdie studie gaan bestudeer, vir ons dat U Gees ons mag lei, sodat alles wat geleer word tot eer van U naam mag wees. Ons bid vir wysheid om U woord reg te verstaan. Ons bid vir nederigheid om daaruit te leer. En ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Psalm 80, 1 Tessalonisense 4 vers 17, Openbaring 21 vers 9 tot 27, Jesaja 25 vers 8, Openbaring 7 vers 17 en Openbaring 21 vers 4, as ook Johannes 6 vers 44. Geheeteks 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, maar dit is nog nie duidelik wat ons sal wees nie. Wat ons wel weet is dat ons net soos hy sal wees wanneer hy verskyn. Ons sal hom dan sien soos hy regtig lyk. 1 Johannes 3 vers 2. Wat hou die toekoms vir jou in? Wat lê vir jou voor? Dalk blyk dit gelyktydig imponerend, opwindend, angswekkend en wonderlik te wees. Besef dat Jesus getrou en sy woord waar is, soos ons lees in Openbaring 3 vers 14. Hoewel onstuimige tye die aarde te beurt gaan val, soos ons lees in Matteus 24 vers 21 en 22, beloof die Here dat hy ons nooit in die steek sal laat of ons sal verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5. Onthou net, wanneer hy beloof om iets te doen, doen hy sy woord gestand. Dit was nog altyd so en sal altyd so wees, soos ons lees in hoofstuk 10 vers 23. Wat meer is, sê Matteus 24 vers 13 vir ons, wie tot die einde volhard sal gered word. Wat saak maak, is nie die aantal dae wat ons op aarde oor het nie, maar dat ons ons oë op Jesus gerig hou en onwrikbaar in ons Christus gerigtheid moet wees. Dit is nie altyd maklik in die wêreld wat luide aandrang op ons tyd en energie maak nie. Mag Dawid se woorde ook ons sin wees. Psalm 25 vers 15, my oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Kom ons kyk hierdie week na die hemel as 'n beloning, gelees in Matteus 5 vers 12 en Openbaring 22 vers 12, en hoe dit gaan wees. Ons bekyk veral die opperste hoogtepunt van ons geloofpad, om op laas herenig te word met hom wat ons geskape, tot die dood toe liefgehad en van ons sonde vrygekoop het, en wat binnekort aarde toe gaan terugkeer. Al wat ons te doen staan, is om te volhard in die geloof totdat hy kom. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 27 Junie.